Welkom by die Get Up and Go show, moontlik gemaak deur Averbaks Bloemfontein hier in Van Verherdelaan in Langehoven Park. Daai was Bok van Blerk met daai klein dorpie gevoel. So net na 8, tyd vir a wise man once said. En Equitasia is actually a wise man, is a wise woman. Dit is Vanessa Paradis wat gesê het, life is like the ocean, it goes up and down. En vir die eerste keer vir die jaar, sy sit er klaar lag vir my. Ek sit klaar lag. Sy sit klaar, vir die eerste keer die jaar, het ons vir Marlene nou DV in die atelier. Hallo Johan, hallo luisteraars van buite. Jy sien dit was nou 'n goeie een en dit was 'n vrou wat dit gesê het. Dit was 'n vrou wat dit gesê het. Mens kan dit amper nie glo nie. Nee. Jou moer. Marlene, jy het vir ons 'n baie spesiale gas gebring vandag. Ek het 'n baie oulike klein gas gebring. Nou die 14de is 'n tyd vir terugskool toe. En daar's baie van hierdie maatjies wat nou in graad R was, wat nou grootskool toe gaan. Hulle gaan grootskool toe gaan. En jy het vir ons iemand gebring om vir ons eerstehands bietjie te vertel wat om te verwag van graad 1. Ek gaan hierdie ene vir jou los. Jy kan ons gas vir ons voorstel. Okay, my gas wat ek vir jou vandag gebring het, Johan, is my dogtertjie, Nimmerie Nodee. Sy was laas jaar in graad 1 en ja, dit was maar hierdie tyd, laas jaar was dit baie scary en baie wat noem mense dit nou? Dit is angstig. Dit is die onbekende. Ons het dit was regtig nogal vir ons almal die onbekende. So ja, hallo Nimmy. Hallo Nimmerie, hoe gaan dit? Ons jongste en kleinste in borrelendste mieliepit hier by Mielie FM. Nou Nimmerie, vertel vir my so 'n bietjie, is jy eerstens bly jy was daar in graad 1 gewees of was dit maar boring gewees? Dit was baie lekker. Waar was jy in graad 1 gewees? By Juffrou Linda, graad 1 B. En Oranje Meisieskool. Ja, Oranje Meisieskool. Nou vertel vir my, was jou juffrou kwaai gewees? Sy was actually baie lekker, sy was nie baie kwaai nie. En vir al die maatjies wat nou die 14de met grootskool toe gaan, onthou jy daai eerste dag van jou? Ja. Hoe was dit gewees? Was jy maar bangerig gewees? Ek was actually baie skaam om nuwe soos koshuiskinders te hallo te sê, maar die graad R kinders wat ek sien, ek was ook daar baie skaam. So maar was dit ja, ek nou net sê kan nie skaam wees. Ek kan skaam. Nou vertel vir my, toe jy nou uiteindelik met almal begin speel later die dag en met hulle gesels, wat het toe gebeur? Ons het net verder gespeel en gepraat. Nou jou nie so scary nie. Nee, dit was nie baie scary nie. En het jy graad 1 geniet? Was dit lekker geweest? Ja, dit was baie lekker. Wat kan die maatjies wat nou grootskool toe gaan, wat kan hulle verwag? Wat het jy alles geleer in graad 1? Ek het geleer om te lees en skryf. En jy het lekker sport gedoen? Ja, ek wil sê, jou ma sit baie foto's op. Jy's 'n krangige sportdame. Ons is 'n netbal en 'n tennisdogtertjie. Ja man, ek sê regtig baie goed aan hokkie nie. Dit gebeur, mens kan nie goed wees in alles nie. Maar jy's nog klein, dit miskien later, mens weet nooit nie. Maar ons doen dit net vir die fun, nie? Ja, dit is net vir fun. Daar sê, presies. Nou vertel ook vir my, wat is jou gunsteling ding gewees van graad 1 van laas jaar? My gunsteling ding was my juffrou. En jou maatjies? Ja, dis ook my maat. My dogter een is nog steeds aan Oranje. Hulle gunsteling ding van die skool is die snoepie. Jy hou van die snoepie? Ja, ek hou baie van die snoepie, Tannie Beatrice se kos. Tannie Beatrice se kos. Tannie Beatrice se kos is al legendaries. Ek hoor baie daarvan. Tannie Beatrice se kos. Sy eet nie my hoenderpasta nie, maar sy eet Tannie Beatrice se hoenderpasta. Ja, en die minsballetjies. En die minsballetjies. Nou Marlene, van 'n mamma se oogpunt af, vir ek weet sy sê dit is 'n baie angstige tyd. Ek onthou laas jaar hierdie tyd was jy was so senuweebol geweest oor jou kind nou grootskool toe gaan. Ek het verskriklik gehuil. Wat kan die mammas verwag wat hulle kinders nou vir die eerste keer graad 1 toe vat? Ag nee, ek dink dit is 'n baie angstige tyd, maar mens moenie angstig wees daaroor nie. Die onderwysers, they've got this. Hulle het ons so op ons gemak gestel. Ons kinders is veilig daar. Die kinders is in 'n regte omgewing. Jy weet presies of jy nou in chokkies, Unisie, Grey, maak nie saak wat nie. Die Here weet presies waar om jou kind te sit. En ek moet vir jou sê, in ons experience was dit regtig dit was ongelooflike geseënde jaar geweest vir ons. Ons het baie geleer
En wees net jouself. Mamas, wees net jouself. Moenie overcompensate nie. Yes. Wees net jouself. En ook natuurlik, jy het wat baie betrokke geraak het by die skool self. Dis ook 'n baie belangrike ding. Leer ken die ander ouers, dan jy skakel naderhand raak dit maar soos 'n familie. Dit raak. Ek moet nogal sê ek het by die ouer komitee aangesluit en ja, dis koekverkope en dit is bazaar reël en is hierdie tafel en is hierdie verjaarsdag en so aan. Die mens leer vinnig jou vriende daar ken en 'n groep mammas. So definitief raak betrokke by die skool. Ek kan nogal insien dat jy 'n koekverkoping kan reël. Ja, nee. Nou, vertel vir my graad 2 wat nou voor lê, die volgende groot stap. Sien jy uit om die 14de terug te gaan skool toe? Ja, want ek wil net weer huiswerk doen. Wil jy net weer huiswerk doen? Ja. Ek hoop dit hou tot 'n matriek. Ek wil net weer huiswerk doen. Dit is nou 'n baie mooi stelling gewees. Ja. En baie van jou maatjies gaan jy hulle weer sien. Opgewonde daarvoor sekerlik ook. Ja. Weet jy al wie is jou nuwe juffrou? Ja, dis juffrou Leandri. Okay, nee, dit klink vir my na 'n plan. So as daar enige maatjies is wat graad 1 toe gaan, die nou sê, dit is nie so erg Dis nie. nie so bad nie. Druk nie deur. Druk net deur en wees net jouself. Ek dink is in ieder geval net daai eerste uur wat pappa en mamma weggaan by die skool wat erg is vir die kleintjies. Daarna ontdek hulle maar okay, nou is dit actually lekker. Piet Nimmerie sê nou sy was skaam geweest, maar sy het soos bye. Cheers. Sien julle weer. Daar was mamma en pappa is meer in 'n toestand as wat sussie in die toestand was. So dit was nee, dis soos wat jy sê, dis haar eerste uur, dalk miskien in my geval was dit 5 minute gewees. En toe sit net en hulle het aangegaan en hulle het net die juffrouens weet wat om te doen. Hulle doen dit al vir jare. So vertrou jou juffrou, vertrou die skool. Rarig, dit is nie so erg nie. Ek sê vir julle twee baie dankie. Marlene, baie dankie. Ons ou klein Millipit daar aan die ander kant. Dat jy so 'n bietjie met ons kom gesels het. En ek hoop regtig hierdie volgende jaar is vir jou fantasties by die skool. Dankie oom Johan. Dankie oom Johan. Bly geskakel op die lief MS Kos vir jou ore.